Ons gaan vandag saam lees uit Lukas hoofstuk 18, vanaf vers 18 tot 30. Kom ons vra die Here om deur sy woord met ons elkeen te praat. Here, ons dankie dat ons kan stil word vir 'n oomblik, om net rustig te word in U teenwoordigheid. En Here, ons gaan nou U woord lees, ons wil dit oordink. En ons wil vra, Here, dat U deur vanoggend se erediens, deur die blote lees van U woord, en dan ook deur die prediking, met elkeen van ons sal praat. Dat ons U stem deur U Gees sal hoor praat met ons. Ons vra dit in U naam. Amen. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 18. Interessant, hy het die opskrif in die Bybel, praat hy van die ryk jong man. Dit is veral na aanleiding van die Markus Evangelie wat dieselfde verhaal vertel. Daar praat hulle spesifiek van 'n jong man. In Lukas praat hulle net van 'n man van aansien. Hulle praat nie oor die ouderdom nie, maar dit is maar net sommer so 'n interessante opmerking. Vers 18. 'n man van aansien het aan Jesus die vraag gestel: "Goeie leermeester, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Jesus het geantwoord: "Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie behalwe God alleen. Jy ken die gebooie: jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder." Maar hy antwoord: "Al hierdie dinge het ek van my kinderdae af onderhou." Toe Jesus dit hoor, sê hy vir hom: "Een ding kom jy nog kort. Gaan verkoop alles wat jy het en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. Kom dan terug en volg my." Toe hy dit hoor, was hy diep teleurgesteld, want hy was baie ryk. Toe Jesus sien dat hy teleurgesteld is, sê hy: "Hoe moeilik is dit tog vir mense wat ryk is om in die koninkryk van God te kom. Dit is makliker vir 'n kameel om deur die oog van 'n naald te kom, as vir 'n ryke om in die koninkryk van God te kom." Die wat dit gehoor het, sê toe: "Maar wie kan dan gered word?" Daarop antwoord hy: "Wat vir die mense onmoontlik is vir God moontlik." Toe sê Petrus: "Kyk, ons het van ons besittings afgesien en U gevolg." En Jesus antwoord: "Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe." Geliefdes, met alle respek, wonder ek of ek nie 'n beter eindresultaat sou gehad het met hierdie man as wat Jesus met hom gehad het nie. Want hierdie man is eintlik enige predikant se droom. Iemand wat by jou kom en vir jou 'n eenvoudige vraag vra: "Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" Wat sou jy so 'n persoon antwoord as iemand dit vir jou sou vra? Kom ek vertel vir julle kortliks wat ek sou gedoen het. Ek sou begin het deur vir die persoon te vra of hy besef dat hy sondig is en homself nie kan red nie. En daarna sou ek vir hom vertel van Jesus wat aan die kruis gesterf het vir ons sondes, om ons daardeur te red. En dan sou ek vir hom vra: "Glo jy dit?" En as hy bevestigend antwoord, dan sou ek saam met hom bid om geloofsekerheid te kry. Sondebesef, sondebelydenis, aanvaarding van God se vergifnis, toewyding van my lewe aan die Here. Dit is so min of meer hoe byna al die evangelisasie tegnieke werk. As jy wil hê iemand moet die Here aanvaar as verlosser. En tog
Jesus werk heeltemal anders met hierdie man. Teen alles in wat mens vandag in boeke en in kursusse leer oor hoe om evangelisasiewerk te doen. Daar's niks van 'n netjiese metode by Jesus te bespeer nie. Hy doen niks om die man se vertroue te wen in hierdie gesprek wat hy met hom voer nie. Hy doen niks om hom op sy gemak te stel nie. Dit lyk eerder, as ek hierdie verhaal lees, asof Jesus net mooi die teenoorgestelde doen. Jesus skroom nie om hierdie ryk man baie ongemaklik te laat voel nie. Kyk byvoorbeeld wat gebeur wanneer die man sy vraag aan Jesus stel rondom die ewige lewe. Mense sou minstens kon verwag het dat Jesus vir hom sou gesê het, ek is so bly dat jy hierdie vraag vra. Dankie dat jy dit vir my gevra het. Ek wil jou graag antwoord. Wat antwoord Jesus vir hom? Waarom noem jy my goed? Niemand is goed nie, behalwe God alleen. Ek sou beslis nie daardie manier gebruik het om hierdie man se vertroue te probeer wen nie. Maar wat ons moet raak sien, is dat Lukas vir ons in hierdie gedeelte wil illustreer wat ware bekering behels. En hy doen dit deur vir ons die verhaal te vertel van 'n man wat uiteindelik teleurgestel van Jesus af wegdraai, ten spyte van sy begeerte om die ewige lewe te verkry. Wat weet ons van hierdie man? Ons weet dat hy ryk was. Ons weet ook dat hy baie ernstig was oor sy godsdienstbeoefening. Ons weet dat hy die wet van die Here geken het, en ons weet dat hy die wet sorgvuldig nagekom het. Trouwens, ek dink tog hulle is die tipe persoon wat ons graag as lidmaat sou wou ontvang het in ons gemeente. En iewers het hierdie man gehoor dat daar 'n prediker is wat die ronde doen en wat praat oor die ewige lewe, en hy besluit toe dat hy met hierdie prediker wil gaan praat. Miskien, so het hy dalk by homself gedink, is daar nog 'n enkele voorskrif in die wet waarvan hy vergeet het. En dan sal hy graag by hierdie prediker wil hoor, is daar dan nog iets wat ek moet doen, sodat ek verseker kan wees dat ek die ewige lewe sal verkry. Hy wil hê Jesus moet hom help om die wet letterlik in elke opsig na te kom. En daarom gaan hy na Jesus toe by die vraag, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Ek vermoed dat hy waarskynlik by homself gedink het dat Jesus hom sou komplimenteer oor sy voorbeeldige lewe. En dat hy waarskynlik vir hom sou gesê het, weet jy, daar's niks wat ek kan byvoeg nie. Jy doen alles wat nodig is om die ewige lewe te verkry. Maar dis nie wat Jesus doen nie. Jesus reageer met 'n antwoord wat ek beslis nie vir iemand sou gee op so 'n vraag nie. Ons lees Jesus se woorde daar in vers 20. Jy ken die gebooie, jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis gee nie, eer jou vader en moeder. En ek kan my nogal voorstel dat hierdie man waarskynlik ingenome was met hierdie antwoord wat hy by Jesus gehoor het. Jesus noem die wette een vir een op. Jy mag nie egbreek pleeg nie, en die man gaan toets homself aan hierdie wet, en hy sê vir homself, wel, ek het nog nooit betrokke geraak in 'n buiteegtelike verhouding nie. Ek is daarom onskuldig aan hierdie wet. Jesus sê vir hom, jy mag nie moord pleeg nie, en weer gaan kyk die man na homself en hy sê, maar ek het nog nooit iemand doodgemaak nie. Met ander woorde, ek is onskuldig aan hierdie wet. En so gaan dit aan. Elke keer as Jesus 'n wet noem, dan is die man in staat om homself te verdedig en te verontskuldig. Hy steel nie, hy vertel nie leuns nie, hy respekteer sy ouers. Nie alleen het hierdie man die wette een vir een geken nie, maar hy hou ook by die wette. Hy volg hulle doelbewus na.
Maar weet julle, oor die algemeen is ons geneig om maar dieselfde te doen. Ons het weer ons eie reëls, wat ons vir onsself neerlê, wat bepaal of iemand 'n goeie Christen is, goeie Christen in aanhalingstekens, of nie. 'n Goeie Christen sou ons sê, gaan gereeld kerk toe. 'n Goeie Christen gee 'n ordentlike bydrae vir die Here se werk. 'n Goeie Christen lees die Bybel. 'n Goeie Christen bid gereeld. In wese verskil ons eintlik nie van hierdie man nie. Ons het weer ons reëls wat ons sê, maar as jy so leef, as jy hierdie dinge doen, dan beskou ons jou as 'n goeie Christen. Maar dan sê Jesus iets vir hierdie man, wat totaal en al die wind uit sy seile neem. Net een ding kom jy kort, gaan verkoop alles wat jy het, en gee die geld vir die armes. En ek dink, hierdie man het ook dalk vir homself gesê, plaas ek net my mond gehou het, dan sou Jesus nooit met hierdie opdrag na my toe gekom het nie. As ek net stil gebly het, sou Jesus dit nie gesê het nie. Net 'n oomblik tevore was hy oortuig daarvan dat sy saak met God reg is. Maar in plaas daarvan dat Jesus hom komplimenteer oor sy goeie lewe, gee Jesus aan hom 'n bykans onmoontlike opdrag wat hy moet uitvoer. En in Markus se weergawe van hierdie selfde verhaal lees ons daar dat die man bedruk van Jesus af weggegaan het. Hy het eenvoudig nie kans gesien om te doen wat Jesus vra nie, om al sy goed te verkoop en sy geld weg te gee nie. Nou geliefdes, dis nie die eerste keer wat ons in Lukas lees hoe Jesus verwys na geld en na rykdom nie. Ons lees byvoorbeeld in Lukas se weergawe van die Saligsprekinge dat Jesus daar in Lukas 6 vers 24 sê, elende wag vir julle wat ryk is, want julle het julle lekker lewe al weg. In Lukas 12 het ons gelees van die ryk dwaas, wat vir homself skatte en skure en allerhande dinge hier op aarde versamel het en toe onverwags te sterwe kom. In Lukas 16 het ons gelees van die ryk man en Lazarus. En nou lees ons van hierdie ryk man wat teleurgesteld van Jesus af wegloop. En vir baie lank het dit vir my gevoel asof Jesus regtig amper 'n aksie het teen mense wat ryk is. Dis die indruk wat mens kry as jy so oor en oor lees oor hoe Jesus praat oor rykdom. Maar ek het mettertyd so deur die jare besef dat dit eintlik nie gaan oor die hoeveelheid geld wat jy besit nie. Of jy bietjie besit en of jy skatryk is nie regtig so ter sake nie. Dit gaan oor iets anders. En weer eens, soos ons so dikwels al in die evangelie van Lukas gesien het, moet mense so 'n bietjie dieper gaan kyk. Jy moet 'n bietjie dieper gaan delf om by die waarheid uit te kom, as jy wil verstaan wat Lukas vir ons vandag wil sê. Wat baie duidelik is uit hierdie en ook ander gedeeltes in die evangelie en op ander plekke in die Bybel, is dat geld wel vir baie mense 'n probleem is. Omdat geld tog die manier het om partykeer tussen my en God in te kom, of tussen my en my medemens in te kom. En daarvan mag ons nie wegkyk nie. Ons kan nie hierdie feit ignoreer nie. Geld het die vermoë om jou te laat voel dat jy God en jou naaste eintlik nie meer nodig het nie. Dis mos wat in die verhaal van die ryk man en Lazarus gebeur het. En dit is presies wat met hierdie man ook gebeur. Dat hier so uitdruklik gesê word dat hy ryk was. En ook as ons sien hoe die verhaal verder verloop,
beteken dat hy ten spyte van sy geloof geleef het, maar soos die meeste van die mense van sy tyd. Hy het neergekyk op die armes, hy het neergekyk op die randfigure van die samelewing. En Jesus kom praat spesifiek met hom oor geld, omdat hy geweet het dat die man se geld soos boeie was wat hom gebind het en verhoed het dat hy met deernis na sy medemens kan kyk. Kom ons kyk net vir 'n oomblik weer na die verhaal, om te sien hoe dat Lukas hierdie man se gesindheid ontbloot. Toe die man by Jesus kom en vir hom vra wat hy moet doen om die ewige lewe te verkry, sou mens verwag het dat Jesus die standaard antwoord vir hom sou gegee het. Die standaard antwoord kom daarvoor in Deuteronomium 6 vers 4 en 5, die sogenaamde Shema. Luister Israel, die Here is ons God, hy is die enigste Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met hart en siel, met al jou krag. Trouwens, elke keer as iemand in die evangelies vir Jesus gekonfronteer het met die vraag, wat is die grootste gebod? Dan het Jesus presies hierdie woorde vir hulle gesê. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Maar hier in Lukas doen Jesus 'n eienaardige ding. In sy antwoord aan hierdie man oor die vraag na die ewige lewe, sê Jesus net mooi niks oor sy verhouding met die Here nie. Nêrens sê Jesus vir hom dat hy die Here moet lief hê nie. Alles wat Jesus vir hom sê, gaan oor die sogenaamde tweede deel van die 10 gebooie. Daardie gebooie wat handel oor ons verhouding met ons medemens. Jy mag nie egbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis aflê nie, eer jou vader en jou moeder. En dan, as die man reageer deur te sê, maar ek hou al hierdie gebooie al van my kinderjare af, dan kom Jesus met die opdrag wat hierdie man se voete onder hom uitslaan. Een ding kom jy nog kort, gaan verkoop al jou goed en deel die geld aan die armes uit. Dan sal jy 'n skat in die hemel hê. En ek het vir baie jare eintlik maar gesukkel om presies te verstaan wat dit is wat Jesus vir die man wou sê. Vir baie lank het ek maar aanvaar, dit gaan hier oor enige iets wat tussen jou en God te staan mag kom. In hierdie man se geval was dit geld gewees, wat sy verhouding met die Here belemmer het. Daarom het die Here vir hom gevra om sy geld op te offer. Maar in my en jou lewe kan dit dalk iets anders te wees, wat maak dat ons die Here nie voluit dien nie. En natuurlik is dit die waarheid. Ons kan dit nie ontken nie. My geld, my kar, baie mense se geval is dit dalk jou motor, of jou motorfiets, of jou stokperdjie, jou werk. In baie mense se geval is dit sulke goed, wat vir hulle belangriker is as God. Enige iets kan vir ons belangriker wees as die Here. En natuurlik mag dit nooit gebeur nie. Maar hoe meer ek die afgelope maande ook self met die evangelie van Lukas besig was, elke week in voorbereiding vir die erediens op 'n Sondag, hoe meer het ek besef dat ons 'n bietjie dieper moet gaan kyk wat Jesus eintlik vir ons hier wil sê. Ek het begin verstaan dat Jesus hier, soos op soveel ander plekke in die evangelie, meer wil sê as om ons net te waarsku oor die gevaar van geld of ander dinge wat vir ons te belangrik geraak het. Wat was die eintlike probleem met die ryk man se geld? Geld het, presies soos in die geval van die ryk man en Lazarus, gemaak dat hy nie meer sy medemens raak gesien het nie. Ja, dit is so, hy het hulle nie beroof nie, hy het hulle nie vermoor nie, hy het nie vals getuienis teen hulle afgelê nie.
Maar om sekere slegte dinge nie te doen nie, dis nie dieselfde as om goed te doen nie. En dit is wat Jesus vir hierdie man wou sê. En ons het dit reeds so dikwels by Lukas raak gesien, dat ons nie ons oë mag toemaak vir diegene wat om watter rede ook al in nood verkeer nie. En dit was binne die ryk man se vermoë gewees om die armes te help, net soos wat dit met die geval was van die ryk man en Lazarus. Die ryk man het dit in sy vermoë gehad om die armes te help. Maar daarvoor het hy nie kans gesien nie. Die oomblik toe Jesus vir hom vra om iets op te offer vir sy medemens, toe sê hy nee, ek sien nie kans nie. Toe draai hy om en hy loop bedruk weg. As dit dan die prys is wat hy moet betaal om Jesus te dien, dan sê hierdie man vir homself, dan kom ek eerder klaar sonder die ewige lewe. As ek moet kies tussen dit wat ek het en die ewige lewe, dan kies ek vir my besittings. En Petrus is verslae oor wat hier aan die gebeur is. En hy sê vir Jesus in vers 28, kyk, ons het van ons besittings afgesien en u gevolg. En dan antwoord Jesus die disippels, en dis die sleutel wat ons nodig het om hierdie verhaal te verstaan. Dit verseker ek julle, daar is niemand wat ter wille van die koninkryk van God afgesien het van huis of vrou, of broers of ouers of kinders nie, of hy ontvang in hierdie tyd al baie keer soveel terug, en in die tyd wat kom, die ewige lewe. En soos ek net nou ook gesê het, dit het my baie lank geneem om eintlik te verstaan wat hier aan die gebeur is. Wat is dit wat ons terugkry as ons alles opoffer vir die Here? Ek verstaan dat ons die ewige lewe kry. Dit is maklik om te begryp. Maar wat bedoel Jesus as hy hier sê dat ons reeds in hierdie tyd baie keer soveel terug ontvang as wat ons opgeoffer het? En weet julle wat het ek toe begryp? Jesus sê dat diegene wat bereid is om alles vir Jesus op te offer, en dan noem hy dit, huis of vrou of broers of ouers of kinders, soos wat Petrus en die ander disippels dit gedoen het, hier op aarde 'n nuwe familie ontvang. Dit wat julle opoffer, sê hy, kry julle soveel kere terug, deurdat julle deel word van 'n nuwe familie. Ons offer hier op aarde alles vir die Here op. En in ruil daarvoor word ons deel van 'n nuwe geestelike geloofsfamilie met duisende broers en susters en ouers en kinders. Vir die ryk man in hierdie verhaal is dit nie sy geld so seer wat die eintlike probleem is nie. Sy eintlike probleem is dat hy verkies om hierdie nuwe geloofsfamilie waar medemenslikheid en liefde en omgee vir mekaar op te offer, sodat hy sy geld kan behou. Hy sal eerder hierdie nuwe familie opoffer as wat hy bereid is om sy geld op te offer. Jesus verkondig aan die ryk man en hy verkondig aan ons 'n nuwe werklikheid waar seën en vrede nie lê in hoeveel besittings en geld ons het nie, maar waar dit geleë is binne hierdie nuwe gemeenskap waarin ons deel geword het, waar liefde seëvier. En daarom presies is Jesus se laaste opdrag aan hierdie man dat hy moet terugkom en dat hy dan vir Jesus moet kom volg. Jesus nooi hom eintlik uit om deel te word
van sy disipelkring. Dan oor die 12 mense wat Jesus saam met hom gehad het, en dan ook 'n klomp ander mense wat eintlik elke dag saam met hulle die pad geloop het. Jesus sê vir hom, kom en word deel van hierdie nuwe familie, dat jy regtig gemeenskap met die gelowiges kan ervaar. En ek het gedink by myself, dat ons waarskynlik al te gewoond geraak het aan kerk. Dalk het die kerk en die gemeente vir ons sy trekkrag verloor. En dalk het ons nodig om net vanoggend weer te besef wat dit beteken om deel te wees van die gemeenskap van gelowiges. Want, en dit is wat Jesus vir ons wil sê, om alles op die altaar te plaas, terwille daarvan om deel te wees van Jesus se nuwe familie, is eintlik geen opoffering nie. Vir die ryk man was dit 'n opoffering, maar Jesus sê eintlik behoort dit geen opoffering te wees nie. Hy sê vir die ryk man, gee jou geld weg en word dan deel van hierdie nuwe familie. Maar hy het nie kans gesien daarvoor nie. En is doodgewoon omdat hy nie besef het wat hy kan kry in die plek van dit wat hy opoffer nie. En ek het begin dink oor bekering, en ek het vir myself gesê, miskien het ons bekering te maklik gemaak. Te dikwels, as ons praat oor bekering, dan gaan dit eintlik amper soos 'n goedkoop kaartjie wat jy kry hemel toe. Glo dit, bely dit, glo dit. Maar dalk is die antwoord wat ek op die rykman se vraag sou gegee het, die tradisionele antwoord, toe nie heeltemal die regte antwoord nie. Want ware bekering behels 'n omkeer na God toe, maar dit behels ook 'n toekeer na jou medemens en na jou medegelowiges. Bekering beteken dat ek deel word van 'n geloofsfamilie waar ons almal saam die Here volg en die Here dien. En dan sê Jesus, dan word my rykdom van geld en aardse besittings vervang met 'n beter rykdom. Die rykdom aan 'n menigte broers en susters in die geloof. Amen. Here, dankie dat ons deel kan wees van 'n familie van gelowiges. Dankie dat ek hier rondom my kan kyk en broers en susters en ook paas en maas en kinders kan raak sien wat familie is van my. Dankie dat ons vir mekaar kan omgee. Dat ons mekaar met liefde en met sagtheid kan hanteer. En Here, ek wil bid dat U vir ons opnuut 'n waardering sal gee vir hierdie gemeenskap van gelowiges, hierdie geloofsfamilie waarvan ons deel kan wees. En Here, dat ons familie nie sal afskeep nie, maar dat ons met liefde en met sorgsaamheid vir mekaar sal sorg. Dat hulle wat hartseer is in hierdie tyd, dat U met hulle sal wees, en dat U vir ons sal help om ook medelee te kan toon aan hulle. Dat die hulle wat siek is, hulle wat oud geword het, dat U vir ons sal help om hierdie mense
soos ons eie bloedfamilie, lief te hê en te versorg. Gee vir ons 'n oog, Here, vir mense wat swaar kry. Nie net mense in ons gemeente nie, maar ook buite ons gemeente. Help vir ons om met u oog na hulle te kyk. Dat ons draers van u liefde na die wêreld sal wees. Ons vra dit in u naam. Amen.